Goeiedag, 19 Mei 2026. Vir die volgende paar dae gaan ons met ons dagstukkies so bietjie reis deur die eerste paar hoofstukke in Handelinge. Ons hoor dikwels, daar word verwys na Handelinge as die boek wat berig oor die geboorte van die kerk. Tydens ons Pinksterweek dink ons dan ook baie spesifiek aan die belangrike rol van die Heilige Gees in die geboorte van die kerk. Dit begin alles by 'n baie belangrike vergadering of byeenkoms, kan ons miskien ook sê, by opleidingssessies wat Jesus met sy disippels gehad het in die dae net voor sy hemelvaart. Handelinge 1, vanaf vers 2 lees ons, vandat hy in die hemel opgeneem is, het hy, dis Jesus, deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. En na sy dood het hy met onbetwisbare bewyse aan hulle getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Dit was selfs voor Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, dat die Gees reeds betrokke was by die voorbereiding van die disippels. Jesus het deur die Heilige Gees met hulle gewerk. Hy het aan hulle, staan hier, bevele gegee. Want dit is juist deur die Gees wat hulle sou gelei word in die waarheid en begelei sou word om die stokkie by Jesus oor te neem na sy hemelvaart. Die Jesus verhaal en die bediening en sy bediening moet verder uitgerol word in die wêreld. En dit kan slegs gebeur as die Heilige Gees hulle toerus en vir hulle inspireer. Vir hulle destyds, maar verseker ook vir ons in ons eie wêreld in 2026. Dit was 40 dae, dink ek, van intense opleiding van hierdie baie strategiese disippels of apostels van Jesus. Hulle word met 'n enorme taak vertrou. Ons teks sê duidelik wat die hooftema van hierdie opleiding was. Hy het met hulle oor die koninkryk en oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Hulle moet presies geweet het hoe, wat en waar die koninkryk van God is. Dat dit 'n anderste soort, amper paradoksale koninkryk is. So anders as die aardse koninkryk wat almal verwag het. Dit is, soos iemand dit per geleentheid opgemerk het, 'n upside down koninkryk. En hulle moes verstaan hoe hierdie koninkryk uitgebrei moet word. Hoe die koninkryk in die wêreld sigbaar gemaak moet word, sodat meer en meer mense die knie kan buig voor die koning van die koninkryk, Jesus Christus. Hulle taak is ons taak. Maar daarvoor moet ons onsself ook eers vergewis oor die koninkryk van God. Dit ken en dit reg verstaan, soos wat Jesus dit bedoel het. En daartoe help die Heilige Gees van God ons. Here, dankie dat U steeds vir ons bevele gee deur die Heilige Gees. Help ons om toe te laat dat die Gees ons leer en wys om hierdie opdrag van U uit te voer. Amen.